Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, dis sporttyd. Dit beteken ek is Arnold Geerts, wel ek was die laaste keer toe ek gekyk het. In sommige provinsies is toutrek 'n baie groot sport en word dit vreeslik ernstig beoefen. Leerders neem van kleins af aan toutrek deel en die sport is baie meer tegnies as wat mens sou dink. Ook natuurlik een van die oudste sportsoorte ooit, blykbaar meer as 4000 jaar oud. Anton Botha van die Suid-Afrikaanse Toutrek Federasie skakel in van die Kaap af om ons meer te vertel. Anton, hartlike goeiemôre vir jou en baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Ek weet dat julle onlangs weer eens die Suid-Afrikaanse nasionale kampioenskappe gehad het en dit wil voorkom asof toutrek meer populêr is as ooit. Is ek korrek? Arnold, ja, ons is baie gelukkig. Dit is een van die snel groeiendste sporte in Suid-Afrika. Ons is natuurlik trots op om te sê ons is die grootste nie-bal spansport in Suid-Afrika. As ons dan nou praat van toutrek en die sport self, ek weet dit word baie lank hier beoefen. Hoe lank is die geskiedenis van die sport hier in Suid-Afrika? Man, ons roem onsself op dat ons die oudste sport is in Suid-Afrika, reeds sedert 1836 waar die sport hier in Suid-Afrika opgeteken is. Ons is natuurlik ook die eerste sport wat in die Olimpiese spansport wat in die Olimpiese spele deelgeneem het reeds in 1904 in St. Louis, Amerika. So trotse geskiedenis. Ek wil jou graag vra oor die feit dat daar twee verskillende tipes is so effens soos die verskil tussen ek sou aanneem T20 en 50 balbeerte cricket. Daar's binnenshuis en daar's buitenshuis. Wat is die tegniese verskille eerstens? Wel, buitenshuis is die toutrek soos wat almal hom meestal ken op 'n grasveld en dan binnenshuis is soos veral in die kouer lande doen hulle die binnenshuise toutrek en dit is op 'n spesifieke rubbermat wat dan getrek word binne in 'n arena. Die verskil tegnies, hoe verander dit? Kom dit neer op verskillende tipe van skoene wat jy dra en tegniek? Absoluut, op die rubbermatte het jy spesiale tipe van 'n skoen, jy is ook meer, ek wil amper sê reghoekig met die tou en jy trek platvoet. Terwyl natuurlik buite mense het jy spesiale toutrek skoene en jy stuur dan voort met die hakke wat intrap op die grasveld. So twee totale verskillende tegnieke. Daar's natuurlik manspanne, vrouespanne en dan gemengde spanne. Hoe sit die aan mekaar? Ja, dis korrek. Ons het natuurlik by die mans het ons die liggewig, middelgewig en die swaargewigte. By die vrouens het ons die lig- en middelgewigte en dan die so verskillende gewigskategorieë waaraan getrek word. Die gemeng bestaan uit die 4 mans en die 4 vroue en dit help ons natuurlik. Ons probeer strewe na gelykheid in die sport in terme van mans en dames. Ek dink ons is die sport wat waarskynlik in die land die meeste verteenwoordig is in terme van vroue. 39% van ons lede is vroue. Dis my interessant, hoe kry julle die vrouens om te erken wat se gewig hulle is? Wel, dis 'n interessante storie. Een ding as jy by toutrek is, moet jy nie skaam wees vir jou gewig nie, want jy word gemeet in die openbaar vir almal. Jy klim op daardie skaal. So ja, dis natuurlik ook 'n goeie motivering vir die vroue om gewig te verloor. Dis juist hoekom ek vra, ek weet dis hoe dit werk. Anton, ek sien ook dat in September kom die wêreldkampioenskappe hiernatoe en ek dink dis heel duidelik 'n baie belangrike ding vir die sport hier in Suid-Afrika. Ja, inderdaad, die 20 top lande in die wêreld kom hier na Suid-Afrika toe en ons gaan dit in Mosselbaai hou, spesifiek in die Hartenbos Arena. Ons het die hele ATKV oort uitgeboek, sowel as hotelle in Mosselbaai. Groot sport in die wêreld. Daar's tans 75 lande in die wêreld wat geregistreer is by die wêreldliggaam. So ook wêreldwyd is dit inderdaad 'n groot sport. Dit bring nou natuurlik die volgende vraag daarby saam. Wie is die leidende lande? Met ander woorde, ek wil amper vir jou vra, ek sou aanneem daar is 'n tipe van 'n ranglys soos wat ons weet in meeste sportsoorte gebeur. Waar is Suid-Afrika op daardie ranglys en wie is daar heel bo? Goed, interessant genoeg. Taiwan is heel bo. Hulle het so 2-3 jaar terug het hulle vir Switserland van bo af van die troontjie afgestoot. Suid-Afrika is tans 4de op die wêreldranglys in algeheel. En ons is natuurlik baie begeerig om hier op eie bodem in September ten minste die 3de posisie te behaal. Is daar so iets soos tuisveld voordeel wat dit aanbetref, soos rugby en cricket en al die ander sportsoorte? Natuurlik baie bly ons doen hierdie onderhoud in Afrikaans, sodat die buitelanders nie ons tegniek hoor nie. Suid-Afrikaners
natuurlik amper sê meer sterker. So ons verkies 'n harder veld, 'n meer aanvallende veld. En ons berei daardie veld voor definitief vir ons tuisvoordeel. Dan vra ons natuurlik ook die skare wat kom kyk om almal in groen gekleed te wees. So alles, die atmosfeer, die oppervlak van die veld, alles berei ons voor vir daardie tuisveld voordeel. Ek het die onderhoud begin deur te sê in sommige provinsies is toutrek 'n baie groot sport. Die provinsies, waar is die sport die grootste en hoekom sou jy sê dit is so? Ons is natuurlik oor die hele Suid-Afrika aktief, maar dis tans die grootste in die Wes-Kaap. Ons het 2 groot groeipunte in die Noord-Kaap en die Vrystaat. Ek wil amper sê dit het maar tradisioneel begin hierso in die Wes-Kaap. Dit het in die WP begin en toe die Wynland, Boland en van daar af het dit so letterlik uitgebrei, dorpie tot dorpie het dit gespring. As mense sou wou betrokke raak en spesiaal in 'n provinsie waar dit nou nie hoogtyd vier nie, hoe raak hulle betrokke? Wat is die volgende stap hier? Ek dink die beste is gaan na ons Facebook bladsy, gaan kyk daar South African Tug of War Federation en via dit sal jy op die regte plekke uitkom. Ons sal vir julle daar volgens rig. En skole, is dit 'n ding wat mens by 'n skool sou kon begin en dit redelik vinnig laat werk en deelname daarbey saambring? Ja, ek dink daar's nie groot grense in terme van deelname nie. Veral op skoolvlak, op laerskoolvlak trek hulle halfvoet tous. Jy het nie daardie dieruitgawe van stewels nie. Ons as 'n federasie stel die toue beskikbaar. Dis besig veral nou dat die prioriteit skoolsporte afgeskaf is. Nou skielik is daar 'n ontploffing van toutrek en as 'n beheerliggaam besluit toutrek moet een van die skoolsporte wees, dan absoluut, dan help ons hulle, assisteer ons hulle en ons bring hulle ten volle. Ons stuur ontwikkelingsmense soontoe om afrigterskursusse te gee en die skool letterlik tot staande te bring. Geweldig gebloei onder die skole op hierdie stadium. Jy praat van afrigters, waaraan werk afrigters oor die algemeen? Weereens tegniek. Ja, tegniek 'n baie belangrike ding. Dit is natuurlik geklassifiseer as 'n kragsport. So kragwerk is heel wat. Is 'n groot werk in die gimnasium. Dan natuurlik tradisioneel die buitebande gooi en hierdie tipe van ding. Alles natuurlike maniere om jou sterk te maak. Maar die tegniek, ons sê altyd dit is by uitstek 'n spansport. So dit kan vergelyk word met die kanoesport. So jy moet absoluut saam wees en as jy tot daardie splitsekonde saam is, dit maak 'n beter span. Net voor ons tot sien sê, gee vir ons 'n idee hoe jy dink ons gaan vaar in September as die wêreldkampioenskap hier by ons plaasvind? Ek verwag so 2 tot 3 wêreldkampioenskap titels, spesifiek by ons jeug. Ons jeug is wêreldwyd tops, ons onder 19s en ons onder 23s. Ek is oortuig ons gaan daardie 3de algehele rangposisie afneem by die Engelse. Hulle het dit verlede jaar by ons afgeneem. So dis tyd dat ons dit terugneem. Anton, kan nie vir jou genoeg dankie sê nie. Ons waardeer dit te kykie na 'n sport wat heel duidelik nie genoeg publisiteit kry nie, maar ons doen ons deeltjie hier by Goeiemôre Good Morning. So gepraat van grond, net hierna kyk ons na diepe grond hier op Goeiemôre Good Morning.